Die aand kom Jesus toe met die 12 daar aan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onhuts. Een na die ander het hom gevra, dis tog nie ek nie. Hy sê toe vir hulle, dis een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Ons is in Jesus stories deel 67. Wat beteken 67 sondae is ons al besig met Jesus. Lekker. Ons gaan al vir 2 jaar. Ons prys die Here vir die genade om hierdie te doen. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe leer jy hom ken? Deur te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En wat het hy gedoen en wat hy gesê? Net wat sy Vader gesê het en net wat sy Vader gedoen het. Hy was ons deur na God toe om ons te kom voorstel aan die God van die heelal, die skepper van hemel en aarde. Die een wat almagtig is, alomteenwoordig is en alwetend is, wat deel is van my en jou lewe, wat my beter ken as wat ek myself ken. Hy het my kom voorstel aan hom. So as ek wil God ken, het ek nodig om vir Jesus te ken. En om verlos te wees, dat die Here jou gered het van jou sonde, is synoniem om hom te ken. Dis dieselfde ding. Hy sit in jou 'n begeerte dat jy hom sal wil ken, hom wil hê met alles in jou lewe. Terwyl ek hierdie week hierdie gedeelte gelees het, is ek net weer herinner aan hierdie vraag wat ek amper elke dag vir myself vra, is, wat wil jy hê, Johannes? Wat wil jy hê? Ek wil die vraag volgende vir jou vra, wat wil jy hê? Kom ons maak 'n to-do-lys. Wat wil ek hê? Wel, as ons so vinnig dink aan wat wil ons hê, ons verhouding is nogal hoog op ons prioriteitslys. Ons soek 'n man of 'n vrou. As jy kind is, soek jy karretjies of poppe. En dan jy soek jou kinders, jy soek familie, jy soek vriende. Dis goed dat ons soek. Ek soek sukses, ek soek 'n werk, ek soek vakansie. Die buzzword deesdae wat almal wil hê, is memories. In Afrikaans noem ons belewennisse, dis net nie so oulik soos Engels nie. Memories. Dis hoekom sosiale media bestaan, dis hoekom clouds bestaan, want dis waar ek dit vasvang. Dis waar ek al my volgende kuier se materiaal vandaan kry. Ons was daar en ons het hierdie gesien. Kyk die foto's. Dit was amazing en ek herleef dit oor en oor want dit was 'n goeie tyd in my lewe. Memories is iets wat baie hoog op baie mense se prioriteitslys is. Die fisiese goed wat mense soek is, ek soek 'n huis, ek soek 'n kar, ek soek geld. Geld is nogal. Dit maak die mense se lewe makliker. Ek het al baie keer mense gehoor sê, geld maak 'n mens nie gelukkig nie, maar ek het nog nooit 'n ou ontmoet wat sy bankrekening voller raak en sy smile raak nie breër nie. Maar ons vertel vir onsself, geld maak jou nie gelukkig nie, maar jou smile raak breër as jou bankrekening voller raak. Wat wil jy hê? Ons word in hierdie wêreld ingebore, ek het dit nou al baie gesê, gaan dit weer sê, ons word in hierdie wêreld ingebore met 'n honger en 'n soeke. Almal word so gebore. En jou nommer 1 prioriteit waarmee jy gebore word is jouself. So wat jy wil hê is wat jou bevredig. Jou hele lewe gaan daaroor. Jy word so gebore. Dis jou verstek posisie. Dis wat jy wil hê. Dis hoekom jy skree totdat iemand vir jou titiebottel gee en jou styf vasdraai dat jy veilig voel. Jy wil tevrede en gelukkig gehou word. Jy soek sekuriteit. Jy soek aandag. So word, en die wêreld help nie daarmee nie. Die wêreld vertel vir jou dis 100%. Die wêreld vertel vir jou dit gaan oor jou. Jy moet kry wat jy wil hê. Jy is oulik. Jy kan gaan vat wat jy wil hê in die wêreld. Jy moet net die regte besluite maak. Die mense wat dit nie kry nie is omdat hulle die verkeerde besluite gemaak het. Ons hele lewe is so geraad. Die wêreld leer vir jou, dit gaan oor jou, en jy kan kry wat jy wil hê. Dis die wêreld se stelsel. En as jy jou Bybel oopmaak, en dis vir my die goeie nuus, dan leer hy my, dit gaan nie oor jou nie, Hannes. Jy het verlossing nodig van dit, wat jy wil hê. Ek gaan binne in jou 'n nuwe mens oprig met 'n begeerte vir my, wat my gaan soek. Dis wat jy soek. Jy soek my. Jy soek nie jouself nie. En ek en jy leef elke dag as ons tot bekering gekom het, of jy is weergebore met 'n begeerte vir God, leef jy met daai spanning tussen wat ek wil hê en wat God soek.
Die lewe gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom en sy heerlikheid en oor wat hy wil hê. En die dag as ek dit ontdek ek wat dit is om verlos te word. Dan ontdek ek ware lewe, ware vreugde, ware vrede, ware sekuriteit. Dis waar die goeie nuus van die lewe lê. En dit staan so duidelik uit in hierdie storie van vanoggend. Daar's 'n paar ander goed wat ons ook vanoggend gaan sien in hierdie storie. Die storie se opskrif is een van Jesus se disippels gaan hom verraai. Nou, ons bære, die storie wat net voor dit gebeur het, was hier die instelling van die nagmaal, maar ek bære dit vir donderdagoggend, vir donderdag aand. Ons het hierdie Paasnaweek, het ons vier Paasnaweek, dis die heel belangrikste tyd in die Christendom se geloof, gaan ons vier, wat het Jesus vir ons gedoen, waar gaan dit, ons gaan baie daaruit leer, donderdag aand praat ons oor Jesus wat die nagmaal ingestel het en alles wat daar gebeur het, donderdag aand, vrydagoggend kyk ons na Jesus se kruisiging, so donderdag aand begin 7 uur, vrydagoggend, as ek reg is, begin 9 uur, en sondagoggend normale dienstyd 8:30, dan praat ons oor Jesus se opstanding. So moet dit nie mis nie, hierdie naweek. So, een van Jesus se disippels gaan hom verraai, dis donderdag aand, ons het laasweek afgesluit, waarby Jesus vir Johannes, sy disipel, en vir Petrus, sy twee naaste disippels aan hom, vooruitgestuur het om te gaan regmaak vir die nagmaal. Nou, daar's baie oor dit gesê, ek kan nie als vanoggend herhaal nie, dit klaar op YouTube, jy kan dit gaan kyk. En hoekom het hulle nagmaal gevoer? Vir in geval jy nie laasweek hier is, het jy ooit gewonder, hoekom het hulle nagmaal gevier, terwyl Jesus nog nie eers gekruisig was nie? In elk geval, so ek het baie daaroor gesê, jy kan gaan kyk, maar Jesus het hulle vooruit gestuur of hulle gesê, gaan maak vir ons reg vir die nagmaal. Johannes en Petrus moes die ongesierde brood kry, hulle moes die offerlammetjie kry. Nou dit was die eerste dag van die ongesierde brode, wat, soos ek laasweek gesê het, wat 6 uur die aand begin, of nie 6 uur die aand, presies, tyd nie, sodra die son sak, begin die dag, en die dag eindig die volgende dag wanneer die son sak. Is nie dieselfde soos my en jou dae nie. So, hulle moes dit op hierdie dag doen, en Johannes, hulle het voorbereiding gemaak. En Jesus het saam met al sy disippels daar aangekom, en wat op pad is, wat Jesus nou gaan doen, gaan sy disippels ewiglik ontstel. En die gedeelte wat ek vir julle lees, hierdie storie is in al 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Johannes gee net vir ons baie meer detail. Baie meer. En dis hoekom ek sy gedeelte vanoggend wil behandel. Dis langer as die een wat ek vir julle gelees het toe ons begin het. So hier sit Jesus, hy het saam met al sy disippels in hierdie bovertrek ingekom, wat Johannes en Petrus vir hulle voorberei het, wat op Jesus se opdrag was, presies soos dit moes gebeur. En hier gaan ons. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan, met sy 12 disippels, dit was net hulle. Terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Ek dink jouself in hierdie prentjie in. Hierdie fees wat ons nou gaan vier is 1800 jaar oud. Dis so lank ons dit al vier. So hierdie is gewoonlik 'n lekker geleentheid. Dis gewoonlik 'n goeie geleentheid. Dit is soos wanneer daar hierdie opwinding in die lug is. Soos wat ons gewoonlik ook beleef so by Kersfeestyd of wanneer daar 'n familiebyeenkoms is. En ons almal sit om die tafel. En Jesus gooi net hierdie sinnetjie daarin. Een van julle sal my verraai. Een wat saam met my eet. Moet Jesus nou die party kom crash? Met ander woorde. Moet hy nou die stok in die wiele wees, in die speke wees? Moet hy nou 'n issue maak waar ons nou almal gesellig, lekker saam kuier? Is dit nodig? Jesus sal so iets nooit doen nie. Jy het altyd daai ou by die familiebyeenkoms wat ook so doen, hè? Altyd iets sê wat hy nie moes gesê het nie. Dis Jesus hierdie. En wat Jesus hierso doen is, hy's besig om te profeteer. En dit gaan baie binnekort waar word. Hy's besig om te sê, hier kom iets wat julle nie van weet nie. So wat hy ook besig is om te sê is, wat gaan gebeur, is wat moet gebeur. Dis God se plan, dis God se agenda. Een van julle gaan my verraai. Nou ek dink hier's baie van ons wat vanoggend hierso sit wat al verraai is van tevore. Iemand het jou al in die rug gesteek. Iemand het jou al gehanteer soos jy nie gedink het jy verdien nie of nodig het nie. As Jesus het nie vrygespring het nie, gaan ons dit nie vryspring nie. Jy behoort dit ook al te beleef het. En Jesus het geweet. Hier kom dit nou. Hy sê ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het. Ekskuus.
Het Jesus van die begin af geweet wie gaan hom in die rug steek? Of praat hy van nou daar by die tafel? Hy het nou iemand gekies om dit te doen. Ek bedoel, Jesus kon enigiets doen, hy kon wonderwerke doen, so hy het seker nou net iemand gekies. Jesus se disippels het nie 'n klou gehad wat om hulle aangaan nie, hulle het nie eens geweet wat hy bedoel nie. Wie hy uitgekies is, as jy Johannes 6 vers 64 gaan lees, bietjie vroeër in Johannes, het Jesus gesê, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Hy praat met sy eie 12 disippels. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. En wie hy was wat hom sou verraai. So Jesus het van die begin af geweet, ek kies Judas, een van my 12 disippels, wie ek gaan vertrou, met wat ek vir hom gaan gee om te doen. Ek kies hom spesifiek vir die doel van God op hierdie aarde. Ons hou nogal daarvan om te dink, die Here kan nie onheil gebruik om sy doel te bereik op hierdie aardbol nie. Hy kan nie sonde gebruik om sy doel te bereik op hierdie aardbol nie. Hy kan nie iemand gebruik wat 'n alkoholist is, wat 'n hoereerder is, wat glad nie 'n begeerte het vir God, vir wat hy wil doen op hierdie aarde nie. Ons hou nog op 'n tydjie daarvan om dit te dink. My Bybel leer dit glad nie vir my nie. Hy gebruik enigiets en enige iemand. Hy sal self sonde gebruik om sy doel op hierdie aarde te bereik. Hy het voor die tyd geweet wie Judas is. Hy het geweet, Judas gaan nooit kom en sy vertroue in hom sit nie. Dis hoekom hy hom gekies het. Sodat jy God se plan kan vervul, wat God se plan is op hierdie aardbol. My Vader se plan kan vervul. Hy sê die skrif moet vervul word. Nou waarvan praat hy as hy dit sê? Hy praat van Psalm 41 vers 9. Hierdie wat daar staan, skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Hierdie is 'n gebed wat Dawid gebid het. En Jesus sê, presies wat Dawid daar gebid het, is wat nou met my gaan gebeur. Dawid sê, 'n ou wat aan sy tafel sit. Nou, jy moet die beeldspraak hiervan verstaan. Want as jy iemand het wat aan jou tafel sit, vir wie jy nou ete gee, dan was dit soos 'n verlenging van jou genade na iemand toe. Want in daai tyd, in die Bybelse tyd, ek het dit al baie keer gesê, maar in die Bybelse tyd was daar nie takeaways en yskaste, en jy het sommer vinnig iets in mekaar geslaan as iemand vir jou kom kuier het, en jy het altyd iets in jou huis gehad, nie? Jou grootste bekommernis in die oggend as jy jou oop gemaak het, is ek moet net vandag kos kry voor ek vanaand bed toe gaan. Wat nog van 3 keer 'n dag eet, en nog takeaways ook. Dit het net nie bestaan nie. So jou eerste prioriteit was om vir jou kos te kry. As jy gelukkig is, het jy dit reg gekry om jou lewensmaat ook voor kos te gee en vir jou kinders. Dit was net nie 'n algemene aanvaarbare ding nie. Nou nooi jy nog iemand na jou tafel toe en jy gee vir hierdie persoon kos. Dis soos, ek verleng my genade na jou toe. Dis 'n manier om te sê van, ek ag jou as 'n vriend. Dis om vir iemand liefde te wys. Hy wat van my brood eet, so Jesus sê, iemand wat ek verwelkom het. Iemand vir wie ek myself beskikbaar stel. Iemand vir wie ek myself opoffer. Hy wat my brood eet, het my in die rug gesteek. Weet jy hoe voel dit? Ek het hierdie al 'n paar keer in my lewe beleef. Die mense vir wie jy gewoonlik die meeste in jou lewe doen, wat jy op 'n stadium die heel meeste vertrou, maak jou die seerste. Stap weg en vertel 'n klomp stories van jou, want hulle het seer gekry. Druk jou in die rug, steek jou in die rug. Sê Jesus. Ek sê dit nou al vir julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo, dat ek is, wat ek is. Ek sê dit nou al vir julle, beteken, Jesus is iewers op pad met hierdie woorde. Sy disippels sit om die tafel, sien die prentjie, hulle is by 'n feestelike geleentheid. Jesus laat kom val hier in die deur, met die deur in die huis, en hy sê goed wat ons glad nie verstaan nie, maar hy sê hy doen dit vir 'n rede. Hy sê, ek sê dit nou al vir julle, voordat dit gebeur, wat is sy doel? Sodat na die tyd, as julle terugdink aan hierdie geleentheid, wat jy nou glad nie verstaan nie, en glad nie weet wat om jou aangaan nie, dat na die tyd, dat jy al die punte by mekaar kan kom, en sê, hy moes die seun van God gewees het, want dis al hoe hy dit geweet het. Hy moes goddelik gewees het, hy moes van God af gewees het, want hy het geweet wat kom. Hy het geweet waarmee die Vader besig is, hy moes die seun van God gewees het.
So Jesus se hele missie is dat al ons vertroue in hom sal sit. Wat wil julle hê, disippels? Nee, ons soek net 'n lekker kuier, ons wil hierdie fees nou vier, ons wil lekker eet, ons wil 'n lekker familie wees, ons soek ons kameradie, ons soek ons broederskap hier onder mekaar, dis wat ons nou wil hê. Ons soek nie nou enige Confucius sê nie. Ons wil nie dit nou hê nie. Wat jy wil hê is nie so belangrik soos wat God wil hê nie. En is nooit nie. Sal nooit wees nie. Ons het hierdie gesegde, ek het dit ook al gesê, die Here weet wat in jou hart aangaan. Hy weet wat jou begeertes is. Dis juist hoekom hy vir jou moes sterf aan 'n kruis. Nie omdat jy dit moes kry nie. Juist as gevolg van daai hart. Ons besef dit nie altyd nie. Ek sê dit nou al vir julle sodat julle geloof. Hy sê julle kan glo dat ek is wat ek is. En daai is presies dieselfde woorde wat God gebruik het nadat hy met Moses gepraat het. Hy het vir Moses gesê, gaan haal al die Israeliete uit Egipte uit. Kry hulle daar uit. Moses het begin bewe in sy broek en hy het begin vrees hê en hy het angs gehad en hy wou dit nie doen nie, want hy was al daar en hy het iemand doodgeslaan en hulle soek hom en hulle wil hom toesluit. En hy soek bewyse by God vir hoekom kan hy met soveel vrymoedigheid daar instap en dit net sê, vir wie moet ek sê, wie het my gestuur, het hy gevra. Hy sê, as jy dit wil gaan lees, dit staan in Eksodus 3 vers 13, hy sê nou man, ek kom by die Israeliete en sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Wat beteken ek is wat ek is? Ek is die almagtige God, wat altyd in beheer is, wat alwetend is, wat alomteenwoordig is. Niks is vir my onmoontlik nie. Ek is soewerein met ander woorde. Ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. So Jesus sê, ek is wat ek is. En as Jesus se disippels goed geleerd was in die Ou Testament, wat behoort so te gewees het, sou hulle daai woorde geerken het, dat dis dieselfde woorde wat God vir Moses gesê het. En hy sê dit in 'n plek waar niemand van hulle op die bladsy is nie, waar nie een van hulle 'n klou het waarvan Jesus praat nie. En hulle moet nou weet waarvan hy praat. Maar hulle weet nie. Jy gaan nou sien, hulle het glad nie geweet wat aangaan nie. Jesus het net hierdie woorde gegooi. So jy kan nou vir jouself net indink, hoe lank het dit hulle gevat om te snap? Eers nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Want hierdie spesifieke woorde is omtrent eers 70 jaar geskryf, nadat Jesus al gebore is, dood is en opgestaan het en hemel toe opgevaar het. 70 jaar na sy geboorte is hierdie woorde eers geskryf. So hulle het dit uiteindelik gesnap, maar in die oomblik het hulle glad nie verstaan wat aangaan nie. Jesus sê vir hulle, hy besef hulle is angstig, hulle is vreesagtig, hulle is de mekaar. Hy sê, dit verseker ek julle. Wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Nou waarom is Jesus nou ewe skielik besig? Onthou, hy het vir sy disippels 'n missie gegee. Hy het vir hulle gesê, die verlosser van die wêreld het gekom. God se koninkryk is op pad. Julle het nodig om julle het nodig om te bely. Kom na God toe. Sê vir die Here, jammer, ons het 'n goeie nuusboodskap. Ek maak julle as my disippels groot om hierdie boodskap verder te vat. God is besig op die aardbol. Hy het die hele tyd dit vir hulle gesê. Nou praat hy van, iemand gaan my verraai en ek gaan gekruisig word. Is dit nou die einde van alles? Gaan alles nou net hier stop? En Jesus weet, hulle sit nou met daai gedagtes in hulle kop. Hulle weet nie wat aangaan nie. Hy sê, maar kom ek gee vir julle sekuriteit. Kom ek verseker julle. Wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. Want hy gaan hulle stuur. Hy gaan sy disippels stuur. Hulle gaan sy verteenwoordigers wees op hierdie aarde met 'n goeie nuusboodskap, dat daar is nou lewe na die dood. Daar is versoening vir jou sonde. So Jesus is net besig om vir hulle te sê, moenie worry nie ouens. Die missie is nog steeds aan die gang. God se plan op hierdie aardbol gaan nie nou stop nie. Net omdat dit nie uitwerk soos jy dink dit moet nie. Dis nog steeds aan die gang. En as iemand jou ontvang wat my verteenwoordiger is, dan is dit so goed soos hulle ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het, wat my Vader is. Die praktiese implikasie hiervan in my en jou lewe is enige iemand wat God se werk doen of God se werk verteenwoordig op hierdie aardbol wat besig is om sy koninkryk uit te brei. As jy so 'n persoon verwelkom met hom brood breek en brood deel, dan is dit so goed as jy doen dit vir die Here homself, vir God homself.
is wat Jesus vir hulle sê. Enige iemand wat hom verteenwoordig, is 'n verlengstuk van God. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Jesus het ontsteld geraak in sy menswees. Jesus was 100% 'n mens en hy was 100% God in 'n lyf. En hierso simpatiseer hy, ek sê altyd vir mense, ons mis dit baie keer, ons sê altyd, Jesus het vir ons dood gegaan en hy het opgestaan uit die dood uit. Maar Jesus het ook vir my en jou geleef. Wat dit beteken is, hy het die seer van verraad beleef en ervaar. Hy het die pyn daarvan beleef in homself. As jy weet hoe dit voel om deur iemand verraai te word, na die tyd oorgeskinder te word, iemand wat 'n huisvriend van jou was, iemand saam met wie jy geleef het, en na die tyd draai daai persoon teen jou, vandag het jy geen kontak met daai persoon nie. Die pyn vir die proses waardeur jy in daai oomblik was, het Jesus ook beleef. En hy simpatiseer met dit. Dit het hom ontstel. As jy dink, vir 3 jaar lank het Jesus se 12 disippels saam met hom beweeg. Vir 3 jaar lank het Judas gesien hoe Jesus storm stil maak, hoe hy op die water loop, hoe hy elke dag sorg dat hulle magies vol is voor hulle gaan slaap in die aand. Hy het al die wonderwerke beleef, al die genesings van God, die goedheid van God. Ons het mos gewoonlik hierdie ding, ek was so goed vir daai ou, en vandag is ek sy beste vyand. Hoe werk dit? Wel, as jy dit met Jesus gedoen het, gaan jy dit ook beleef. Veral as jy opstaan vir wat waar is. Dis hoekom ek hou daarvan om my Bybel te lees. Dit is so inspirerend. Veral as ek pyn het, dan kyk ek wel, dit met Jesus ook gebeur. Hannes, hierdie is normaal, chom. Dis hoekom dit so lekker is om die Bybel te lees. Jy kom op hierdie goed af. Jesus was hewig ontsteld in daai oomblik. Hy was hewig ontsteld. Die tweede rede hoekom hy hewig ontsteld was nie net omdat hy pyn gehad het. Die tweede rede hoekom hy ontsteld was as gevolg van die effek van sonde op Judas se lewe. Dit het hom totaal blind en doof gemaak. Hy het glad nie God beleef of God gesien nie. Hy het nie die wonder van God aanskou of ooit vir God die heerlikheid eer gegee daarvoor nie. Want dis wat sonde in my en jou lewe doen. Dis wat gebeur as jy net jaag wat jy wil hê in hierdie wêreld. Is dit waar jy uitkom. Dit ontstel God. Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Jesus was die hele tyd in beheer. Ek het hierdie ook al baie gesê, en is ook verskriklik duidelik in hierdie storie, dat jy kry 2 tipes mense in die lewe. Jy kry iemand met wie die lewe gebeur, en dan kry jy iemand vir wie die lewe gebeur. Met wie die lewe gebeur en vir wie die lewe gebeur. As die lewe met jou gebeur, dan beteken dit jy's 'n slagoffer. Jy het nie beheer nie. Alles is net teen jou. Daar gaan die dieselprys nou weer op. Hoe moet ons in hierdie lewe leef en werk en aangaan en gelukkig wees? Ek het nie eers genoeg spaargeld vir die volgende 6 maande nie. Maar ek moet nou duurder diesel betaal. Dis die slagoffermentaliteit. Nee, daai het alweer van my gelieg. Dis hoekom ek so ongelukkig is. Nee, daai persoon het alweer by my gesteel. Nee, hierdie ou wil alweer nie sy werk doen nie. Nee, die juffrou by die skool, nee, die meneer, nee, die hoof. Ons kan aangaan. Daar's baie sulke mense in die wêreld. Nee, jy het gesê, nou doen jy nie. Dis slagoffermentaliteit. Jesus het nooit daai mentaliteit gehad in sy lewe op aarde nie. Nooit. Hy het altyd geweet, alles wat met hom gebeur vir hom. En is God se wil. Alles gaan uitwerk soos God dit wil hê, want sy vertroue was volkome op God. Hy was totaal bewus van wat met hom gaan gebeur. En hy het geleentheid gehad om weg te hardloop. En hy het nie. Ek bedoel, sy disippels het vir hom gesê, kom ons gaan, doen wat jy wil, vat vir jou wat jy wil hê. Hy was nooit 'n slagoffer nie. Hy het altyd gesê, die lewe gebeur vir my. Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hy was totaal in beheer, hy het geweet waartoe gaan hierdie. Hy was die soewereine, alomteenwoordig, altyd in beheer, al wetende een in hierdie storie. Te alle tye. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Hulle het nie 'n idee wat aangaan in hierdie hele gesprek nie.
Hulle weet nie eens waarmee is Jesus besig nie. As ons baie keer ons Bybel oopmaak en ons lees hierdie storie, dan dink ons, hoe onnoosel kan jy wees? Maar hulle het glad nie 'n lewe na Jesus se kruis al geken nie. Hulle was totaal oorweldig deur die materiële wêreld. Daar was iets besig om in die geesteswêreld te gebeur, maar al wat hulle geken het was hierdie wêreld waarin ons vandag leef. En wat ek in hierdie wêreld wil hê of moet kry. Hulle was glad nie by Jesus, op Jesus se emosionele vlak, geestelike vlak nie. Hulle het net niks verstaan wat aangaan om hulle nie. Hulle was verslae besig om vir mekaar te kyk. Een van sy disippels, hierdie is so cool, hy vir wie Jesus lief gehad het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Nou, hierso is soos 'n storie binne in 'n storie, wat baie oulik is, wat ek dink is baie oulik. Die ou wat hierdie skryf, sy naam is Johannes. Een van sy disippels, hy wie Jesus lief gehad het. Hy praat van homself. Johannes is besig om van homself te skryf. En as hy verwys het na sy verhouding met Jesus, het hy verwys dat hierdie verhouding bestaan nie omdat ek Jesus lief het nie. Hierdie verhouding bestaan omdat hy my gekies het en hy my lief het. Dis hoekom hierdie verhouding bestaan. En al my vrymoedigheid rondom ons twee se verhouding kom van hom af. Soveel so dat ek op hom gelê het. Dis soos wanneer 'n vrou na jou toe kom, en sy stap met in jou arms in en sy voel veilig. Of sy lê op jou, wanneer jy voor die TV-kamerbank staan, of op die TV-kamerbank sit. Kom lê net so op jou. Hoekom? Sy voel vrymoedig, sy voel veilig, ek voel ek's geliefd. Johannes het sy verhouding met Jesus gebaseer op Jesus se liefde vir hom. Jesus se voorsiening vir hom. En nie die ander kant om nie. Hy lê op Jesus en hy praat van homself. Hy sê die een vir wie Jesus lief was. Dis ook 'n teken van nederigheid. Baie keer is daar mense wat dink, ek het 'n verhouding met die Here. En ek weet ek het 'n verhouding met die Here, want ek lees my Bybel en ek gaan kerk toe en ek gee en ek dra by en ek gee elke maand. Kan jy dit glo? As jy jou verhouding baseer op wat jy vir God beteken of wat jy vir God doen, het jy nog nie die vrymoedigheid om met jou kop op sy bors te lê nie. Wat beteken dit prakties? In elk geval, ek gaan dit vir jou wys. Dis 'n storie binne in 'n storie wat Johannes vir ons vertel. Hy sê Simon Petrus beduie toe vir hom. So wat jy moet weet as jy nou al die evangelies gaan lees, hierdie storie, dan sal jy weet Petrus het aan Jesus se regterhand gesit en Johannes het aan sy linkerkant gesit. So Johannes is nou 10 jaar besig om Jesus te leer en Petrus sit daar reg langs Jesus. Reg langs Jesus. So hy's nou seker hier agter verby Jesus besig om vir Johannes te tik hier in die kant. Hy beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Wie is dit wat my gaan verraai? Wie is dit wat hom gaan verraai? Hoekom vra Petrus nie self nie? Want ons weet, elke keer as Petrus opdaag en Jesus wil iets geantwoord hê en Petrus spring almal voor en hy antwoord, kom hy in die moeilikheid. Hy's hyperemosioneel, hy's die ou wat vir Jesus probeer wegjaag het van die kruis af. Hy is nou al so onseker. Kom ons vra die een wat weet Jesus het hom lief. En ons gaan leer, ons gaan nou oor Paasfees sien. Petrus het nie sy verhouding met Jesus gebaseer op Jesus se liefde vir hom nie. Petrus het sy verhouding met Jesus gebaseer op sy liefde vir Jesus. Want toe Jesus sê ek gaan kruisig, toe sê hy ek gaan saam. Ek gaan saam gekruisig word. Hy het sy hele verhouding op Jesus gebaseer op sy liefde vir God. En nie andersom nie. So hy het nie die vrymoedigheid nie. Dis 'n storie binne 'n storie. Hoe lyk jou vrymoedigheid met God? Hy het nie die vrymoedigheid nie. Dis hoekom hy vir Johannes vra. Vra jy hom? Vra jy hom? Wie sit wat hy bedoel? Nou kom ek weer in die moeilikheid. Hy leun toe oor Johannes na Jesus se kant toe en vra vir hom: "Here, wie is dit?" En al vra hulle hierdie vraag, vir Jesus. En dit lyk asof dit baie duidelik is wie dit is as ons vandag die storie lees. Het hulle nie 'n klou gehad wat aangaan nie? Al antwoord Jesus hulle, het hulle nie verstaan nie. Hy vra: "Wie is dit?" Jesus het geantwoord: "Dis die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het sal gee." So nou raak Jesus baie prakties. So hy sê dit is 'n vervulling van Dawid se gebed. Dis die ou wat saam met my aan die tafel sit en my brood eet.
Ek gaan nou fisies dit nou net vir julle uitbeeld. Dis iemand vir wie ek genade verleng het, vir wie ek goed was, na wie ek gekyk het, vir wie ek die volheid van God gewys het. Dis wie dit is. Dis die ou vir wie ek 'n stukkie brood sal gee. So, vir Jesus om fisies nou broodjie te vat, in die sous te doop en dit so vir Judas te gaan gee, is om dit uit te beeld, dat jy hierdie geleentheid gehad. Jy het die geleentheid gehad, om jou vertroue in my te sit. Jy het die geleentheid gehad, om my te soek, om my te wil hê. Maar jy het gekies, wat jou natuurlike geboorte jou geleer het, jy moet kies. Jy het gekies wat die wêreld jou geleer het, jy moet kies, wat jy wil hê. So Jesus gaan nou hom identifiseer, deur 'n daad, van liefde en genade. Vriendskap, gaan hy vir Judas identifiseer. Wat nogal interessant is, want Judas het presies dieselfde manier gebruik om Jesus te identifiseer. In die tuin van Getsemane gaan ons ook oor Paasnaweek sien. Hy het 'n donderdag, hy het na Jesus toe gegaan en Jesus verraai met 'n soen. Soveel so dat die disippels nog steeds nie geweet het wat aangaan nie. Dis hoekom Jesus hom gesê het, verraai jy my met 'n soen? Jy vermom dit wat jy doen. Jy vermom jou verraad. Jy identifiseer my as die Messias en jy vermom dit deur 'n intieme vriendskap verhouding. Die disippels het nie geweet, Judas, hulle het eers na die tyd uitgevind. Judas was al die tyd die ou wat Jesus verraai het. Judas het Jesus 'n voorbeeld gevolg, maar hy wou nie vir Jesus sy vertroue in Jesus sit nie. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Jesus die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Want Judas het nie sy manier van dink verander rondom Jesus nie. Jesus het hom geïdentifiseer met die brood en hy het die brood gevat en gesê, ja, dit is ek. So, wat dit beteken, as gevolg van sy sondige natuur, sy verharde hart, sy onvermoë vir Jesus om deur te breek in daai harde hart in, het homself totaal oorgegee van die versoeking vir wat hy wil hê. Wat wil hy? Hy wil geld gehad het. Judas se prioriteit was nie om vir Jesus te verraai nie. Die prys aan die ander kant van sy prioriteit, om Jesus te verraai, was wat hy wou gehad het. Hy soek geld. 30 silwermuntstukke. Hy het gegaan vir wat hy in hierdie wêreld wou gehad het. En in daai oomblik toe hy daai brood vat, jou harde hart veroorsaak nou dat jy totaal demonies beset is. Geen hoop vir Judas nie. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Kyk hoe interessant, wat jy wil doen. Antwoord jy deur vir jouself te vra, wat soek jy? Wat wil jy hê? Jesus sê vir hom, jy gaan kry wat jy wil hê. Maar doen dit wat jy nou gaan doen vinnig, want dis God se plan. Dat ek as verlosser van die wêreld sterf vir die mens se sonde. So Jesus is in beheer, hy gee tot van my opdrag. As jy gedink het ek is nie in beheer nie, ek is nog steeds in beheer. Omdat jy my van verraai beteken nie ek is nie in beheer nie, dis beplan. Ek het jou gekies vir hierdie dag. Doen nou wat jy moet doen. Sê vir hom, doen dit vinnig. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Die disippels is salig onbewus van wat besig is om hulle te gebeur. Ten spyte van Jesus se woorde. Maar sit jouself in daai scenario. Jy sit om 'n tafel saam met Jesus. Jy's 'n nabye vriend. Ons het elke dag vir 3 jaar lank saam geleef. En ewe skielik, ek bedoel, hy doen wonderwerke en ons verstaan nie waar kom dit vandaan of waartoe dui dit of waarop dui dit nie. Hulle het hierdie liggies het alles eers na Jesus se opstanding uit die dood uit vir hulle aangegaan. En Jesus moes dit weet vir hulle verduidelik ook as jy jou Bybel gaan lees, voordat hulle gesnap het waar ons gaan. Jy leef so lank saam met Jesus vir 3 jaar. En hier sê hy, een van julle gaan my verraai. Gaan ons 'n keuse hê? Ek sal begin stres. Ek bedoel, alles wat Jesus sê gebeur net. Wat gaan ek sou verskriklik persoonlik dit gevat het. Ek sou die hele tyd gestres het, dis dit nie ek nie. En jy is so oorweldig
deur hierdie persoonlike aantuiging, dat net, jy kan nie meer luister nie. Jy kan nie inneem nie. Jy begryp nie wat om jou aangaan nie. Niemand aan die tafel het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Niemand weet wat het sopas tussen Jesus en Judas gebeur nie. Ten spyte van Jesus wat gesê het, die een vir weekie brood gee. Dis tipies hoe ons is. Ons is so deur ons eie lewe oorweldig en oorval, dat ons nie die vermoë het om enigiets anders te beleef of te sien of te ervaar nie. Want die lewe het nogal 'n manier om ons so te rol. Omdat Judas die beursie gehad het, dis hoekom hulle ook nie verstaan het nie. Judas het al die disippels en Jesus se beursie gedra. Enige geld wat ooit vir hulle gegee is, of wat hulle ooit gekry het deur een of ander werk, het hulle in een pot gehad. En Jesus het vir Judas gekies om die beursie vas te hou. Wat ons wel weet is, hy het onder andere daar uitgesteel, hy ook, as jy jou Bybel lees. Jesus het hom vertrou, met al ons geld. Dit was ons wêreldse sekuriteit daai. Hoekom sal hy nou vir Jesus verraai? Jesus sou hom ons nie in die eerste plek gekies het, as hy hom vertrou het met al die geld nie. Dis hoekom hulle nie geweet het wat aangaan nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê. Okay, voor ek daar kom, dit sê ook vir ons hoe voel Jesus oor geld. Dis 'n baie goeie aanduiding van hoe belangrik die rol van geld in ons lewe is. Om vir my en vir jou te leer dat daar is nie sekuriteit in dit nie. So ek het nie nodig gehad om iemand daaroor aan te stel wat ek vertrou nie. Hulle het gedink, Jesus het hierdie stukkie brood vir Judas gegee, om vir hom te sê, gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het. Daar was dalk te min wyn, die krye was dalk te min, hulle moes dalk iets nog gaan kry vir die ete, dalk 'n vrug of 6. Olywe. Of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Hoekom dink hulle dit? Want dis wat die heeltyd gebeur het. Judas is altyd gestuur om iets te gaan koop, en as Judas nie gestuur is om iets te gaan koop nie, is hy gestuur om iets vir arme mense te gee. Want dis wat Jesus gedoen het. Dit was hulle konstante lewe vir 3 jaar lank. So hulle dink, hier gaan net die normale gaan, sy gaan. Judas sal nie die verraaier wees nie. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag. Skryf Johannes vir ons. Nou onthou, Johannes skryf hierdie op 'n hoë ouderdom van 80 jaar oud omtrent. En hy skryf, toe Judas uitgaan, toe sit nag. Dis nie net, dit was laat in die aand nie. Dit was ook nag in Judas se lewe. Want uit die lig van die wêreld, as jy Johannes nou al gelees het van Johannes 1 af, Jesus is die lig van die wêreld, wat in die wêreld ingekom het, om vir die mens die lig te wees, om vir die mens perspektief te bring, om die mens te leer en te lei en te wys. En Judas het gekies dat die nag is beter. Hy het in nag ingestap, hy het nie geweet waartoe hy op pad is en waarmee hy besig is nie. Hy het net geweet, hy gaan vat wat hy wil hê, wat hy soek. Dis nag in Judas se lewe. En dit was nag. En dan eindig die storie in Markus 14 met hierdie woorde: die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daaroor hom geskrywe staan. Psalm 22 en Jesaja 53. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. En hy praat van Judas. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Met ander woorde, hierdie is 'n verskriklike ryk stuk skrif wat Jesus hierso sê. En elke keer as 'n mens hom lees, dan kom jy op meer af. Wat probeer Jesus sê as hy sê dit sou beter gewees het vir hom om nooit gebore te wees nie? Hy sê Judas moes 'n wonderlike lewe gelei het op aarde. Ek bedoel, enige een van ons sou sê ons het 'n wonderlike lewe as 3 jaar van my lewe saam met Jesus se seun was. Wat ek als gesien het, waar ek al die belewennisse, die memories bymekaar kon maak. Ek kon nou nie 'n foto neem, want dit het nog nie bestaan daai tyd nie. Hy het 'n wonderlike tyd gehad. Hy het een van die grootste hoeveelhede geld op een slag gekry wat enige mens van sy tyd ooit gehad het. Judas het alles gekry wat hy wou gehad het. Hy het geleef en hy het alles gedoen om te kry wat hy wou hê in hierdie lewe. Maar dit is niks in vergelyking met 'n ewige verderf nie, waar God se wraak konstant uitgegiet word nie. Jy sal nie sê ek wil gebore word om daai heerlike lewe van Judas te leef, as jy nog steeds in die verderf eindig nie.
Jy kan nie eers die twee vergelyk nie. Dit kom nie naby mekaar nie. Dit sou beter gewees het vir hom om nooit asem te gehaal het nie. Wat dit ook vir ons sê is, God kan nie geassosieer word met sonde nie. Hy kan nie. Ek hou daarvan om dit so te verduidelik, hy is allergies vir dit. Ja, hoekom vergewe hy ons net nie? Want dan moet hy teruggaan op sy woord. Dan het hy ook gelieg, toe hy gesê het, as julle ongehoorsaam is, sal julle verseker doodgaan. Dan is hy nie God nie. Hy kan nie reg en regverdigheid laat geskied oor sonde nie. Hy het Judas gekies, want hy het geweet, Judas gaan nooit tot geloof in hom kom nie. En Judas gaan op die ouend van die dag die oordeel van God beleef vir daai sonde, wat in die wêreld ingekom het. Onthou, Jesus was hewig benard en ontsteld met die feit dat Judas nooit tot geloof in hom gekom het nie, en dat hy sy verraaier is, as gevolg van sonde. Dis hoekom Jesus aan 'n kruis kom sterf het. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Hy sal wetend en in beheer te alle tye. En dis veronderstel om vir my en jou konstante sekuriteit te bring, om te sê ek vertrou hom en nie myself nie. As ek vir jou moet sê hoe min dink ek regtig van die mens waarin ek ingebore is, sal jy dalk verbaas wees, om te weet ek dink niks van hom nie. En hy is die grootste vyand in my lewe, want dis wat die lewe my geleer het tot vandag. Ek kan myself nie met daai ou assosieer en ek wil nie langer nie. My manier van dink het totaal verander rondom dit. Want elke keer wanneer ek hom vertrou het dinge skeef geloop. So dis vir my die beste en die grootste nuus in my lewe om te sê, ek hoef nie myself te vertrou nie. Ek het iemand waarop ek kan vertrou, wat beter weet wie ek is as wat ek weet wie ek is. Hy is altyd in beheer. Hy is alwetend. Ek soek hom met alles in my. Hy gebruik onheil om sy doel te bereik. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou meer daarvan om slagoffers te wees. Ons hou meer daarvan om te kan sê, dit het ook met my gebeur. En nou het ek 'n verskoning. In plaas van om te sê, Here, leer my, wys my. In plaas van om so nederig te wees soos Johannes en vrymoedigheid te hê en te sê, Here, wat gaan aan? Hy het gekom dat ons hom sal vertrou. Dis hoekom Jesus hier was. Die goeie nuus van hierdie lewe is, ek hoef nie myself te vertrou nie. Ek kan hom vertrou. Die wat sy verteenwoordiger ontvang hom. Was 'n les wat hy vir ons tussenin gegooi het. Dis vir my lekker om te dink daaraan dat enigiemand wat besig is met die missie van God op die aardbol, wat ek kan ontvang of waarmee ek kan tyd spandeer, is so goed soos ek spandeer tyd saam met Jesus. Dis die naaste wat ons fisies in hierdie wêreld aan hom kan kom. En spandeer jy tyd saam met sulke mense? Waarmee is jy besig? Wat soek jy? Wat wil jy hê? En hy het die mense pyn gevoel. Jesus het nie net vir my en jou kom sterf, het vir my en jou kom leef ook. Dit leer ons uit hierdie storie uit. So my vraag is, wat wil jy hê? Wat soek jy? En die antwoord moet altyd wees God en wat hy wil hê. Hierdie vraag laat jou uit die bed uit opstaan in die oggend. As dit geld is, staan jy uit die bed uit op vir geld. As dit verhouding is, staan jy uit die bed uit op want ek met iemand tevrede hou. Of ek met iemand in my lewe inkry wat ek daar wil hê. As dit vakansie is, ja, dit moet hartseer wees, want dit is net 2 weke lank, as alles verby. As jy gelukkig is 2 weke. Baie ouens het net 'n week vakansie. Dan moet ek weer 'n jaar wag voor ek nog 'n week kan kry. Wat wil jy hê? Die antwoord moet wees God. En wat hy wil hê, is wat ek wil hê. Want dis die mens wat hy in jou sit, wanneer hy jou weer laat gebore word met 'n begeerte vir hom. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U en ons gee U al die eer vir hierdie woord vanoggend. Here, ons het U so nodig. Ons is so afhanklik van U. Dankie dat ons al ons vertroue op U kan sit. Here, kom wys ons deur die Heilige Gees hoe pateties
ons werklik is in ons eerste geboorte, en dat ons redding van dit nodig het. Kom maak ons bewus daarvan, dat ons nooit weer in onsself dieselfde sal dink nie, maar dat dit vir altyd sal verander. Dat ons deur die Gees die krag sal kry, om altyd na U te kyk en U te soek, in alles wat ons doen. Here, mag ons leef om U te verheerlik. Mag ons leef gehoorsaam aan wat U sê. Mag ons lewe in oorvloed beleef, bid ek in die naam van Jesus. Amen.